Welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 30 Junie. In die skrifgedeelte waarby ons stil staan, is Psalm 13 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou opnuut hierdie oomblik van stilte binne. Hier hoef jy nie sterk te wees nie, hoef jy nie die regte woorde te hê nie, en kan jy bloot net jouself bring. Bring die vrae wat jy nie kan oplos nie, die verlange wat nog nie vervul is nie. En wees bloot in die liefdevolle teenwoordigheid van God. Die gedig Verlange van Johan Silje rig ons vir hierdie tyd van nadenke. Hierdie verlange in my, wat sal ek dit noem? Hinkering, hoop? Wanneer het dit in my ontstaan, nog voor my naam genoem is? Ek dors na God, na die lewende God. Ek dors en hoor U roep, ek dors na jou. Amen. Psalm 13, vir die koorleier 'n psalm van Dawid. Hoe lank nog gaan U my bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Hoe lank nog, Here? Hierdie psalm begin nie met lof nie, maar met 'n vraag. Hoe lank sal U my vergeet? Moet ek wag? Moet ek hierdie swaar alleen dra? Hoe lank? Daar's iets heiligs aan hierdie woorde. Want die psalmdigter probeer nie sy pyn versag nie, hy versier dit nie met mooi taal nie. Hy sê dit soos wat dit is. Hoe lank nog? Dis die gebed van mense wat wag, mense wat verlang, mense wat nie meer weet hoe om sin te maak van die stilte nie. En tog is daar iets merkwaardig. Selfs wanneer die digter voel asof God afwesig is, hou hy aan om met God te praat. Bly hierdie verhouding staan en word hierdie klaaglied of uitroepe self 'n vorm van geloof. Want om te vra hoe lank is om steeds te glo dat daar iemand is wat luister. En dan onverwags hier aan die einde verander die psalm. Nie omdat die omstandighede van die persoon verander het nie. Nie omdat die probleem opgelos is nie. Maar omdat hierdie digter onthou. Ek vertrou op die troue liefde. Hy sê hy vertrou nie op sy eie vermoë om te verstaan nie. Nie op die spoed waarmee God se antwoord kan kom nie. Maar op God se trou. Daar is tye wanneer ons geloof nie beteken om seker te wees nie, maar beteken om vas te hou aan wie God is, wanneer alles anders onseker voel. En so eindig hierdie psalm met 'n loflied. Nie omdat die donker heeltemal weg is nie, maar omdat die digter ontdek dat God selfs ook daar teenwoordig is. Watter hoe lank nog dra jy tans in jou hart? Watter twyfel, watter vrae, watter uitroepe? Bring dit soos hierdie psalm in gebed voor God.
Waar ervaar jy dalk God se stilte of afwesigheid? Is daar dalk iemand anders wat jy weet dit tans ervaar? Noem dit ook in gebed aan God. In die laaste oomblik van stil word, nooi ek jou uit na die laaste gedeelte van hierdie psalm. Wat help jou om aan God se trou vas te hou, wanneer jy nie antwoorde het nie? En hoe verander dit jou gebed om te weet dat 'n klaaglied, uitroepe ook 'n vorm van geloof kan wees? Dink bidend hieroor na. Kom ons bid saam. Here, U ken die vrae wat ek nie kan beantwoord nie, en die verlange wat ek nie kan stilmaak nie. Wanneer die wagtyd lank raak, hou my vas in die troue liefde. Leer my om te vertrou, selfs wanneer ek nog vra, hoe lank nog, Here? Amen.